Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret. Dis vir my weer 'n lekker voorreg om vandag met julle te kan gesels rondom die woord van God, rondom die hartklop van God. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank en ek wil net vir jou sê, dis vir my so 'n groot voorreg om hierdie boodskap vir julle te bring. 'n Mens weet nooit hoe lank jy nog 'n geleentheid sal hê om hierdie boodskap te bring nie. Vandag dink ek daaraan, ek moet my manier van groet bietjie verander. Ek moet bietjie ietsie anders te sê, want ek groet altyd op dieselfde manier. En ek lê en ek dink vroeg vanoggend, wat sal ek sê? Hoe sal ek groet? Hoe sal ek begin met my boodskapies? En ek besef net weer eens, daar is nie 'n beter manier om jou dag te begin as om iemand te groet in die naam van Jesus nie. Ek dink nie ons besef elke dag wat het Jesus alles vir ons gedoen nie. En doen hy nog steeds elke dag vir ons nie. Maar dit gaan ook nie oor wat hy vir ons doen nie. Dit gaan oor sy diepe, tere liefde vir ons. Hoe oneindig, onvoorwaardelik, onbaatsigtig lief hy my en jou werklik het. Ek wonder of ons as mense ooit daaraan dink dat Jesus ons baie lief het. Ek en jy gesels en bid tot Vader en ons praat met Vader. Ek dink baie mense praat meer met Vader as wat hulle regtig met Jesus self praat. Ons bruidegom, die een wat hunker na verhouding met jou en my. Hoe baie praat jy werklik met jou geliefde Jesus Christus? Jy weet, ek het al hierop gepraat van as 'n mens in 'n verhouding is met iemand, jy is nou verloof, jy is op pad om te trou. So nou deel jy alles met hierdie persoon. Jy kan ure lank met hierdie persoon praat. Jy gesels met hom oor ditjies en datjies. As jy ongelukkig is, dan praat jy met hom, dan vertel jy hom. As jy bly is hy die eerste een wat jy bel om te sê, wat het nou net gebeur, of wat het in jou lewe gebeur. En jy deel letterlik alles met hierdie persoon, want jy's lief vir hom, en hy is jou soulmate, hy is jou maat, hy is die een wat die Here vir jou gestuur het, om alles mee te deel, en mee te gesels oor alles wat in jou lewe aangaan en gebeur. Selfs al is jy partymal vies vir mamma, of jy is vies vir jou sussie wat jou klere leen sonder om jou te vra, of enige ding soos dit, dan hardloop ons mos eers na die boyfriend toe, en naderhand word die boyfriend die verloofde, en naderhand word hy jou huweliksmaat. En so hardloop jy altyd na hom toe, want hy is jou go-to person. Hy is die een met wie jy alles deel. En dit is, jy hardloop nie na aanstaande skoonpa of later skoonpa toe nie. Ja, gaan vertel hom nie alles nie. En Jesus het gekom vir dieselfde rede. Jesus wil graag 'n verhouding met jou hê. Hy wil hê jy moet na hom toe kom. Jy moet met alles na hom toe kom en met hom kom gesels. Jy moet nog meer as wat jy in die begin van jou verhouding met jou man of vrou na daai persoon toe gegaan het en alles met hulle bespreek het. En dit is ook waar die probleme later in 'n huwelik inkom, wanneer 'n mens die ding nie meer doen nie, wanneer jy na ander persone toe hardloop en met hulle deel, of dit nou weer jou sussie of jou ma of 'n vriend of vriendin is. Daar kom die probleem in, wanneer jy nie meer met jou eie geliefde oor alles praat, en hom alles vertel, en hom eers te bel, of haar eers te bel, as jy goeie nuus gekry het nie.
Dis waar die probleem dan inkom en 'n verhouding uitmekaar uitdryf en later word 'n mens letterlik net kennisse in 'n huwelik. En dit is wat die Here nie wil hê nie. Hy wil hê ons moet in so 'n mooi verhouding met Jesus Christus sy seun wees. Ons moet met alles na Jesus toe gaan en met Jesus gesels oor elke liewe ding. En weet julle, baie kere die preke en die woord wat ek bring, is soms vir my ook les en dit leer my ook en dit help my ook. En dis nie altyd noodwendig net dat ek vir jou op die vinger wil tik of vir jou wil sê praat meer met jou man of vrou of so iets nie. Of kom meer tot Jesus nie. Praat met Jesus. Kry jou verhouding met Jesus reg. Dit en kyk net hoe verander jou lewe. Kyk net hoe wonderlik elke uitdaging kan jy hanteer. Elke ding wat op jou pad kom, kan jy hanteer. Want hoekom? Want jy gaan na Jesus toe en Jesus plant gedagtes in jou kop hoe om met hierdie probleem te werk. En ek wil vir jou sê dit werk 100%. 100% elke keer. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is. Vader, is vir my weer eens so 'n wonderlike voorreg om hierdie boodskap te kan doen, om net bietjie met u kinders te kan gesels rondom hulle geloof, hulle verhouding en hulle lewe vorentoe. Die woord wat ons vandag het om die rus te vind. Die boodskapie wat u vandag vir ons gegee het, om net vir hulle te kan sê, om rus te vind in u, dat ons kan rustig raak, wanneer ons weet wat om te doen, en hoe om dit te doen, en om na u toe te kom met alles. Vader, u is so kosbaar. Ek wil net vir u sê, dankie Here, dankie vir geleenthede, dankie dat ons na u toe kan kom. Jesus, dankie dat u vir ons intree elke dag by Vader. Dankie dat u vir ons gekom het om vir ons die grootste geskenk ooit denkbaar te kon bring. Hierdie vryheid om wel na Vader toe te kan gaan enige tyd van die dag en nag, maar ook om te weet u is op standby. 24/7 is u beskikbaar vir ons en dat ons net moet rustig raak en dat ons na u toe kan kom. Here, as daar een ding is in hierdie lewe wat alles kan verander, is dit. Rustig te raak in u en te weet, u is in beheer. Ons as mens moet net leer waarna toe om te gaan. Vader, ek bid dat u die persoon wat nou na hierdie boodskap gaan luister, saggies sal aanraak in sy hart, dat hy u sal voel en sal weet, u praat met hom. So gee ek dan nou onvoorwaardelik hierdie program vandag in u hande oor. In Jesus kosbare naam. Amen en amen. So geliefdes, ek lees weer voor uit die inwonende Christus, daar's 'n lewe van vreugde en oorvloed deur Dr. Andrew Murray. Om die rus te vind. God het beloof dat mense mag ingaan in die rusplek wat hy klaar gemaak het, en die belofte staan vandag nog. Daarom moet ons nou baie versigtig wees, dat party nie op die end buite bly nie. Hebreërs 4:1. Laat ons dan gretig wees om in die rus in te gaan, en nie soos die Israeliete aan God ongehoorsaam wees nie. Ek wil vir jou so eenvoudig as moontlik sê, hoe jy die rus kan betree. Ek wil jou ook wys, wat hierdie daad van oorgawe en geloof alles behels. Daar is rus. Die eerste stap is dat mens moet leer om te sê, ek glo waarlik, dat daar rus is, in 'n lewe in die geloof. Israel het deur 2 stadiums gegaan.
Ons lees in Deuteronomium 5 vers 6 en 15 daarvan. Dit is ek wat julle uit Egipte vrygemaak het, waar julle slawe was, en hoe die Here, julle God, julle daar uitgebring het met sy groot krag. God het hulle uitgebring uit Egipte uit, en hy het hulle ingebring in die beloofde land in. Dit is die twee dele waaruit God se verlossingswerk bestaan, en dit is op elke gelofte van toepassing. Hy het jou met bekering uit Egipte uitgebring, en daardie almagtige God hinker daarna om jou in die Kanaan lewe in te bring. Jy weet hoe God die Israeliete uitgebring het, oftewel uitgelei het. Jy weet ook dat hulle hom nie sou toelaat om hulle weer in te bring nie. Daarom moes hulle 40 jaar lank in die woestyn rondswerf. Is jy gereed, geliefde? Is jy gereed om uit jou woestynland uit te kom? Of is jy al uit jou woestynland uit? Hoe tipies is dit nie van so baie Christene nie? God lei hulle met hulle bekering uit die slawerny uit, maar hulle laat hom nie toe om hulle in te lei in alles wat hy vir hulle voorberei en gereed gemaak het nie. As iemand dus vir my vra hoe hy die rus kan vind, antwoord ek dat hy eers moet sê, ek glo daar 'n rusplek is waarheen Jesus, ons Yeshua, 'n gelowige siel kan neem. As jy wil weet wat die verskil is tussen twee lewens, tussen die lewe wat jy tot nou toe gelei het en die lewe waarna jy hinker, kyk net na die verskil tussen die woestyn en Kanaan. Wat is die verskil? Die volk het vir 40 jaar in die woestyn rondgeswerf. Dit beteken dat hulle doelloos heen en weer getrek het. Daarteen was daar in Kanaan volkome rus, want hulle was in die land wat God aan hulle gegee het. Dit is die verskil tussen die lewe van 'n Christen wat reeds in Kanaan ingegaan en wat dit nog nie gedoen het nie. Die doellose heen en weer agter die wêreld aan, en elke keer kom hy berouvol terug en bely sy sonde. Hy word deur versoekings rondgelei en kom elke keer terug, net om weer af te dwaal. Sy lewe word gekenmerk deur gedurende skommelings, deurdat hy dan in 'n hoogtepunt, dan in 'n laagtepunt beleef. Maar na Kanaan is daar 'n lewe van rus, want die siel het al geleer dat God hom elke uur in sy almag hou en beskerm. En dis waarvan ek praat as ek sê, as ons moet in die rus inkom, ons moet rustig raak, ons moet ophou om so bekommerd te raak en so rond te spring, en amper wil ek sê half in 'n staat van paniek in te gaan oor ons lewens, oor dit wat die Here vir ons wil hê. Ons moet leer om net rustig te raak. Hy het ons en hy beskerm ons. Daar is ook 'n tweede verskil. Die lewe in die woestyn word gekenmerk deur behoeftes en tekorte, maar die lewe in Kanaan is 'n lewe van oorvloed. Daar was niks om te eet in die woestyn nie, dikwels ook nie eens genoeg water nie. God het in sy groot genade vir hulle manna en water gegee, maar hulle was nie daarmee tevrede nie. Hulle lewe is gekenmerk deur ontevredenheid en onvergenoegdheid, maar in Kanaan het die Here vir hulle wingerde gegee wat hulle nie aangeplant het nie, en kon hulle oes waar hulle nie gesaai het nie. Dit was 'n land vol melk en honing, 'n land in die sorg van God self. Liewe Christen, kom sê tog vandag, ek glo dat dit moontlik is om uit so 'n lewe van geestelike duisternis, dood en droefheid weg te kom en 'n lewe van oorvloed,
'n lewe waar daar aan elke behoefte voorsien word binne te gaan. Daar is genade van Jesus elke oomblik van elke dag genoeg. Sê sommer nou, ek glo dat daar vir my ook 'n land van rus is. Sê dit geliefdes, vat dit en maak dit jou eie. Jy het ook die reg daartoe. Hierdie gehardloop, hierdie gejaag na wind, hierdie ons is besig om so baie tyd te mors, tyd wat ons kan met die Here spandeer, maar ons hardloop rond soos die spreekwoord sê, soos afkoophoenders. Hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, dan daar, dan hier. Ons kom net nie op 'n punt of 'n plek waar ons kan sê, ek raak nou rustig nie. Ek is rustig, my God is in beheer en ek het 'n nuwe koeling gekry. Bygekry wil ek sê. Ek weet nie wat God met my lewe vorentoe wil doen nie, maar een ding weet ek verseker. Mense kan miskien jou titel kom wegvat. My titel het ek verdien met harde werk, maar my titel is nie my lewe nie. My God is my lewe, my God is my alles. My titel, ek kan nooit sê, maak nie vir my saak nie, want dan klink mense ondankbaar vir dit wat die Here vir jou gegee het. Maar daar word net bygevoeg en bygevoeg op ons callings. Dit bly nie altyd dieselfde nie. Ek weet ek gebruik so baie Engelse woorde in my Afrikaanse taal, maar dis my lewe. Dis hoe ek leef. En ek wil vir jou sê, daar's geen pretensies in my lewe nie. Daar's geen voorgee en maak of ek iets is wat ek nie is nie. Vir my gaan dit oor die Here, alles oor die Here, oor Jesus Christus en dit wat hy vir my op die kruis gedoen het, omdat hy my so oneindig liefhet. Maar ek wil julle vertel en sê, ek het in 'n plek van rus ingegaan, maar ook my nuwe calling is intersessie. Dis nie 'n nuwe calling nie, dis 'n calling wat bygevoeg word, want vir baie jare bid ek al baie, maar ek het nooit besef dat dit ook 'n roeping is nie. So nou leer ek om te fokus op my gebedslewe, om te fokus met 'n doel in die oog, iets, en dit is my so wonderlik want ek het die woord gekry, ek het die boodskap gekry en ek kry elke dag bevestiging. Dit is net vir my so wonderlik, maar kom ons gaan aan. Die derde verskil is dat daar geen oorwinning in die woestyn was nie. Toe hulle na hulle sondes teen die vyand opgetrek het, is hulle verslaan. Maar in Kanaan het hulle oor elke vyand geseëvier. Hulle het van die een oorwinning na die volgende oorwinning getrek. Net so was God, Christus en die Heilige Gees elke dag om ons die oorwinning te gee. Dit beteken nie dat ons nie meer versoek sal word nie, maar dit beteken wel dat ons deur die krag van Christus sal kan sê, vir al hierdie dinge sien ek kans, omdat Christus my die krag daarvoor gee. Filippense 4:13. En ook, dit is juis omdat Christus ons liefgehad het, dat hy ons in staat stel om al hierdie omstandighede te oorwin en bo uit te kom. Romeine 8:37. Maar God elkeen help, sodat elke gelowige dit kan sê. Nou sal jy dalk vir my sê, ek het nog nie in die plek van rus ingegaan nie. Kom ons lees verder. God het altyd vir ons 'n antwoord op alles. Die tweede stap is dat jy nie net moet sê, jy glo dat daar wel so 'n lewe van rus is nie, maar ook, ek het dit nog nie ervaar nie. Sê dit. Ek het dit nog nooit beleef nie. Party mense sal dalk sê,
Ek het al daarna gesoek, anders sal dalk sê, ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Anders en miskien, ek het al gedink dat ek dit gevind het, maar moes elke keer maar weer tot die slotsom kom, dat ek dit nog nie my eie gemaak het nie. Laat elkeen heeltemal eerlik wees met God. Laat elkeen wat dit nog nie gevind het nie, nou eerlik en opreg vir die Here sê, Here, ek het dit nog nooit ervaar nie. Hoekom is dit so belangrik om dit te sê? Omdat daar soveel mense is wat graag ongemerk en stil daarvoor inglip, as te ware geleidelik en ongemerk deel van die lewe van rus sal word. Maar God laat dit nie toe nie. Jou lewe in die woestyn was nie net vir jou 'n bron van groot droefheid nie. Nee, daardeur het jy God meer aangedoen. Daarom word alle vorme van verlossing altyd vooraf gegaan deur sondebewustheid en belydenis. Laat elke Christen dit dus bereid wees om te sê, ek het nog nooit daardie lewe geleef nie en ek is skuldig. Ek het God oneer aangedoen. Ek was soos Israel. Ek het sy toorn deur my ongeloof en geregtigheid laat ontvlam. Maar God my genadig wees, laat die belydenis voor God opklink. Ek het God nog nooit verheerlik deur in die land van rus te gaan woon nie. Sjoe, geliefdes, dis harde woorde, né? Maar kan ek en jy dit eerlik sê? Die lewe van rus. Die derde stap is dat jy volgende moet sê: Ek dank God dat daardie lewe ook vir my is. Party mense bely wel dat hulle in daardie lewe van rus glo, maar voeg dan by dat dit nie vir hulle beskore is nie. Ander sê weer dinge soos: Ek is so 'n onstabiele mens. Ek raak baie maklik ontsteld en bekommerd. Dit is vir my eenvoudig onmoontlik om altyd rustig by God te lewe, sonder om oor alles bekommerd te wees. Liewe vriend, moenie so sê nie. Jy sê net om een rede so. Jy weet nie wat jou God vir jou kan en sal doen nie. Kyk 'n slag weg van jouself af en kyk op na God. Aanvaar die wonderlike woorde wat ons in Levitikus 25 vers 38 lees. Onthou, ek is die Here. Ek is julle God wat julle uit Egipte vrygemaak het om Kanaan vir julle te gee en julle God te wees. Die God wat hulle deur die Rooi See gelei het, was ook die God wat hulle deur die Jordaanrivier tot in Kanaan gelei het. So geliefdes, die Here sal jou lei. Hy sal jou vat waar hy jou wil hê. Jy moet net gewillig wees om rustig te raak. Be still and know that I am God, sê hy in sy woord. Die God wat jou tot bekering laat kom het, is ook die God wat in staat is om jou elke dag hierdie wonderlike, geseënde lewe te gee. Al is jou gelooftes nog maar klein en al bely jy dit net met jou verstand, sê nogtans hierdie woorde: Dit is my ook beskore. Ek glo dit. God onterf nooit enige van sy kinders nie. Dit wat hy gee, is tot almal se beskikking. Ek glo dat daardie geseënde lewe ook vir my wag. Dit is ook vir my bedoel. God wag net om dit vir my te gee en dit is my lewe te laat en dit in my lewe te laat gebeur. Ek loof en prys hom. Ek loof en prys hom. My God, ekskuus. Ek glo dat daardie gesende, ekskuus julle, ek loof en prys hom. My siel sê dat dit ook vir my beskore is. Spreek daardie een klein woordjie, my, uit en kyk
op in die liefdevolle gelaat van die Vader, terwyl jy verder sê, hierdie oneindige skat is ook vir my, die swakste en onwaardigste van alle skepsels. Dis vir my. Het jy dit gesê? Sê dit weer. Hierdie lewe is ook vir my beskore. Dit is ook vir my moontlik om dit te ervaar. Die vierde stap is die volgende woorde: ek kan dit onder geen omstandighede uit my eie bekom nie. God moet dit aan my gee. Jy moet moed en oortuiging sê, dit is ook vir my. Maar dan moet jy baie laag buig en sê, ek kan dit nie uit my eie bekom nie. Hoe kan jy dit dan kry? Dat God, want as hy jou eers tot daardie nederige bewustheid van jou hulpeloosheid en algehele afhanklikheid van hom gebring het, kan hy jou vas teen hom trek en vir jou vra, sal jy God vertrou? Vertrou dat hy hierdie werk in jou sal doen. My dierbare Christenvriend, sê in jou hart, ek kan nooit self hierdie lewe bekom of God self aangryp nie. Dis God wat dit moet gee. Koester dan hierdie swakheid. Dit is hy wat ons uitgebring het en wat ons ook moet inbring. Jou grootste geluk lê in jou swakheid. Bid dat God jou ware swakheid deur die Heilige Gees aan jou sal openbaar, want dan sal jy die geloof hê om te kan sê, Here, U moet dit doen, anders sal dit nooit gedoen word nie. God sal dit doen. Mense wonder dikwels waarom hulle dan nie kan glo as hulle soveel boodskappe en preke ooit oor geloof hoor nie. Die antwoord hierop is baie eenvoudig. Hulle eie ek, die self staan in die pad van hulle geloof. Verskoon my. Maar as jy eers die punt bereik het, waar die eie ek nie meer kan volhou nie, dan roep jy in wanhoop uit, Here, help my. En dan is jou verlossing naby. Glo dit, want dit is waar. Dit is God wat die volk ingebring het. Dit is ook hy wat jou sal aanbring. Geliefdes, ek lees dan vir ons tot sover. Volgende week gaan ons dan aan. Ja, geliefdes, volgende week praat ons oor gee alles prys, as die Here se wil is. Ek dink ons het vandag baie geleer en ek dink ons kan rustig raak in die wete dat God is in beheer van ons lewens. En ek wil vir jou sê, gee net oor, surrender net en raak net rustig. En jy gaan sien wat so wonderlike dinge God vir jou gaan doen en deur jou gaan doen. Ons moet net op daai plek kom waar ons kan sê, ek vertrou U ten volle, Vader. Ek weet U weet wat is die beste vir my lewe en ek weet dat U vir my alles sal gee wat ek nodig het om dit te doen. Kom ons sluit die oë. Onse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap, Here. Dankie dat U met my gepraat het vandag. Dankie dat ek kan weet, dit is vir my ook beskore om die land van Kanaan in te gaan, hierdie plek van rus te beleef, rustig te raak en te sê, U is in beheer, my God. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons kan weet, ons moet rustig raak. Ons moet hierdie nuwe jaar op 'n ander manier ingaan. Nie net inspring en alles tackle en dink ons kan berge verskuif nie. Maar rustig raak in U, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Geliefdes, ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus van Nasaret.
Ek is pastoor Elsa vanaf AGS Oasis, gemeente in Witbank. Skakel my gerus op 066 273 0584. Shalom.